Ons lees vanmôre saam met die woord van die Here. En ons lees uit Hebreërs hoofstuk 6. Ons lees Hebreërs 6 van vers 13 af. Toe God aan Abraham 'n belofte gemaak het hy, aangesien hy niemand belangriker gehad het om by te sweer nie, by homself te sweer. Hy het gesê, ek sal jou ryklik seën en jou veelvuldig laat vermeerder. En so, terwyl hy geduldig gewag het, het hy die belofte verkry. Mense sweer immers by iemand belangriker as hulle. En die eed tot bevestiging beteken vir hulle die einde van alle teespraak. Omdat God vir die erfgename van die belofte nog soveel sekerder wou aantoon hoe onveranderd sy besluit was, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die doel daarvan was dat deur hierdie twee onverganklike dinge, waar volgens dit vir God onmoontlik sou wees om te lieg, ons wat vrygekom het, 'n kragtige bemoediging sou hê om stewig vas te hou aan die hoop wat voorlê. Ons het hierdie hoop as 'n veilige en 'n stewige anker van die siel, wat tot aan die binnekant van die voorhang sal ingaan. Dit is waar Jesus ons voorloper terwille van ons ingegaan het, en hoëpriester vir ewig geword het, volgens die orde van Melchisedek. Kom ons lees tot sover ons teksvers by die prediking vanmôre, vers 19. Ons het hierdie hoop as 'n veilige en 'n stewige anker van die siel, wat tot aan die binnekant van die voorhang sal ingaan. Liewe broers en susters, kinders, daar is tye in 'n mens se lewe wanneer alles goed gaan. Alles is rustig. Jou lewenssee is kalm. Die wind is stil. Jou lewensskip beweeg rustig vorentoe. En met een telefoonoproep, met 'n enkele WhatsApp boodskap, wat vir jou sê dat een van jou dierbares was in 'n noodlottige motorongeluk en het gesterf. En jou hele wêreld stort as ware in duie. Die wind begin in jou lewe opkom. Die golwe word al groter. Die lig word donker. Die lig word donker in jou lewe. En dan kom die vraag, by hierdie onsekerheid, wanneer ons planne in duie stort, wanneer ons nou nie meer weet waar naartoe nie, waarop steun ek, waarop rus ek in tye soos hierdie? Ons kan maklik sê ek vertrou op die Here. Maar wanneer die storms kom, begin ons harte soms iets anders te sê. Ons bekommer ons vrees, ons probeer alles self beheer. Ons kyk na die golwe van die lewe en ons vergeet dikwels van God. En dit is presies waarom die beeld van 'n anker so kragtige beeld is. Die beeld wat die Here vir ons vanmôre voorhou as 'n troos en as 'n vastigheid. Wanneer die skip deur die ruwe, woeste golwe rondgeruk word,
dan is daar vir ons 'n anker, sê die Here. Maar die anker maak nie die storm stil nie. Die anker maak nie alles weer skielik reg nie. Maar dit keer dat die wind ons nie vernietig nie. Dit keer nie dat die wind nie waai nie. Die wind waai nog steeds. Maar dit gee die skip, ons lewensboot, iets wat sterker as die beweging van die see. Naamlik vastigheid. En dit is die beeld wat die Here vir ons voorhou by monde van die Hebreërs skrywer. Hy praat van 'n hoop wat ons het as 'n anker van die siel wat veilig en vas is. Anker van die siel. Wanneer die grootste storms in ons lewe rondom ons woed. En soms, broeder en suster, is die storms nie net buite onsself nie. Dis nie natuurstorms wat heers nie. Soms is die grootste storm binne ons. Die storm van vrees, die storm van twyfel, die storm van onsekerheid, die storm van totale verslaandheid dikwels, van hartseer, die storm van skuld, die storm van wat gaan van my word. En wanneer daardie storm begin woed, dan het ons iets nodig wat nie saam met ons emosies beweeg nie. Ons het iets nodig wat nie verander wanneer ons gevoelens verander nie. Ons het iets nodig wat nie wankel wanneer die wêreld wankel nie. Ons het 'n hoop nodig wat vas is. Ons het vastigheid nodig. En daarom begin die Hebreërs skrywer nie by ons nie. Hy begin by God. Want as ons hoop in hierdie lewe van onsself sou afhang, sou ons nooit 'n veilige anker kon hê nie. Daar sou nooit vastigheid wees nie, want ons gevoelens verander. Ons krag verander, ons omstandighede verander, ons planne verander, maar God verander nie. En daarom kan die Hebreërs skrywer in hierdie gedeelte terugwys na Abraham. Hy verwys na Abraham. God het aan Abraham 'n belofte gemaak. Hy het gesê, trek uit jou land. Trek uit jou volk, wat jy voor lief is. Gaan na 'n vreemde land wat ek jou sal wys, en daar sal ek jou tot 'n groot seën maak. En die ironie is, Abraham het dit gedoen, in die geloof. Maar hy het niks van hierdie beloftes onmiddellik beleef nie. Hy het gewag, en hy het gewag, en hy het gewag. Totdat hy en Sarai later so oud was, dat hulle eintlik dit menslik onmoontlik was om nog kinders te hê, wat nog van 'n verskriklike groot nageslag. En dit is die eerste saak wat ons op moet let, broeder en suster. Ons hoop rus nie op hoe vinnig God antwoord nie. Ons hoop rus daarop dat God altyd die waarheid praat. Hierdie gedeelte sê, God kan nie lieg nie. Toe God aan Abraham die belofte gedoen het, God het gepraat. En wanneer God praat, het sy woord gewig, dit dra waarheid. Wanneer mense goed beloof, kan hulle dit vergeet. Want mense verander, mense kan selfs iets beloof wat hulle nie kan uitvoer nie. Maar God is nie soos ons nie. Wanneer hy beloof, is sy belofte seker. Daaroor is daar nie twyfel nie. Dan broeder, ons sien ons die anker van die siel. Praat oor die anker van die siel. Dan vra ons die belangrike vraag, waar kry ons hierdie hoop vandaan? Hierdie anker. Waarom kan 'n Christen met sekerheid sê, al verstaan ek nie wat gebeur nie, weet ek nog steeds, God is getrou? En die antwoord hierop, broeder en suster, lê nie in ons eie opinie nie. Dit lê nie in ons positiewe denke nie, dink maar net positief en alles sal regkom nie. Die antwoord lê nie in ons menslike optimisme nie. Die antwoord, broeder en suster, lê in God se belofte.
En dan vat die Heilige Gees ons as ware terug na Abraham. Want toe God aan Abraham die belofte gedoen het, dink vir 'n oomblik, God het hom geroep om sy land en sy familie te verlaat. En hy het gewag en uiteindelik is die kind gebore. En toe sê die Here vir hom, maar hierdie kind wat nou gebore is, moet hom gaan offer. Niks het sin gemaak. Maar broeder en suster, ons moet een ding weet uit hierdie gedeelte. God se belofte word nie minder waar omdat die vervulling langer neem as wat ons verwag nie. En dit is moeilik, broeder en suster, om te wag en te wag en te wag. Want ons lewe in 'n wêreld van onmiddellike resultate. Ons stuur 'n boodskap en onmiddellik het ons 'n boodskap terug met die sosiale media. Ons bestel iets met hierdie afleweringsdiens en binne 'n kwessie van halfuur of dalk gouer is al ons kredietware by ons voordeur afgelewer. Daar is 'n posbestellingsdiens met die naam van Amazon, waaroor jy kan enigiets bestel. En dan is daar 'n vinnige afleweringsskedule. Maar God se planne, God se aflewering werk nie volgens Amazon of die sogenaamde 60-60 se afleweringsskedules nie. Hy werk nie volgens die wêreld se skedules nie. Hy is nie haastig omdat ek en jy ongeduldig is nie. Sy tyd is nie verkeerd omdat dit nie ons tyd is nie. Abraham moes wag, en terwyl hy gewag het, moes hy bly glo. En dit is waar geloof dikwels die diepste beproef word, broer en suster. Dis maklik om te glo wanneer jy die antwoord reeds sien. Maar wat van wanneer jy die belofte het? Jy het nie die belofte. Wat van wanneer jy bid en niks verander nie? Wat van wanneer jy die Here vertrou, maar die deur bly toe? Wat van wanneer jy nie verstaan waarom hy sekere dinge toelaat nie? Dan kom die vraag, is God nog steeds getrou? Is God nog steeds getrou? En dan sê die gedeelte, God lieg nie. Hy het by homself gesweer, hy het 'n eed gesweer, dis waar en dis seker. En 'n leuen, broeder en suster, is teenstrydig met God se wese. Wat God sê is waarheid. Wat God beloof het is seker. Wat God verklaar staan vas. En dit is waar ons hoop vandaan kom. Nie ons eie emosies nie. Nie ons eie vermoë om sterk te wees nie. Nie ons vermoë om die toekoms te kan voorspel nie. Ons hoop kom uit die karakter van God. En dit, broeder en suster, verander die manier waarop ons deur moeilike tye in ons lewe gaan. Wanneer jy nie weet wat môre gaan bring vir jou nie. God weet. Wanneer jy nie die pad kan sien nie, God ken die pad. Wanneer jy nie verstaan waarom 'n gebed nog nie beantwoord word nie, God verstaan. Wanneer jy jou geloof klein voel, God bly groot. Wanneer jy swak voel, God se krag verander nie. Wanneer jou hart bewe van angs, van hartseer, van pyn, God se troon bewe nie. Dit is waarom die Christen hoop kan hê, selfs wanneer daar trane in sy oë is. Hoop beteken nie, ek weet presies wat gaan gebeur nie. Hoop beteken nie, ek weet presies hoe hierdie situasie gaan eindig nie. Hoop beteken, ek
weet wie in beheer is. En dis die groot verskil, broeder en suster. Ons hoop is nie, alles sal gebeur soos ek wil nie. Ons hoop is, God sal getrou wees aan wie hy is, aan wie sy wil is. En ons is vas aan 'n anker. Anker, waar is ons anker vas? Antwoord van Hebreërs, verstommend. Nie in hierdie wêreld nie. Nie in hierdie in sonde gevalle wêreld nie. Nie in geld, baie geld nie. Nie in mense se opinies nie. Nie in ons eie gesondheid nie. Nie in die politiek nie. Ook nie in die toekoms nie. Die anker van die gelowige is vas, dan sê hy, agter die voorhangsel. En ons weet wat het daar gebeur? Toe Jesus Christus sterf, het die voorhangsel in die tempel geskeur. Die allerheiligste is nou oop. Daar waar die priester, die hoofpriester, eenmal 'n jaar maar ingegaan het. En Jesus Christus is nou daar, ons hoofpriester. Daar is ons anker vas. Daar kan Jesus Christus vir ons intree, soos wat die hoofpriester vir die volk daar in die allerheiligste ingetree het. Want die voorhangsel is weg, die voorhangsel is geskeur. Daar is 'n oop weg tussen ons en God, bewerk deur ons Here Jesus Christus. Hierdie hoop het ons as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Dis 'n vreemde beeld, broeder en suster, ons verstaan 'n skip se anker. En ons verstaan hoe 'n anker onder die water kan vasgryp. Maar hier sê die Bybel dat ons anker agter die voorhangsel ingaan. En om dit te verstaan, broeder en suster, is 'n bietjie moeiliker, want Jesus Christus het ingegaan in die allerheiligste van die tempel, om ons en God met mekaar te versoen. Die mens kan nie op sy eie voor God staan nie. Nou kom Hebreërs met 'n ongelooflike verklaring. Ons hoop gaan binne in die voorhangsel, agter. Waarom? Omdat Jesus daar is. Vers 20 sê, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Daar is ons anker. Nie op die aarde nie. Nie in ons omstandighede nie. Nie in ons eie krag nie. Ons anker is as ware in die hemel. En dit maak 'n wêreldse verskil vir ons. Want alles hier op aarde beweeg. Ons liggame verander, ons omstandighede verander. Ons verhoudings verander. Ons werk kan verander, ons finansiële situasie kan verander. Ons verhoudings kan elke dag nie stabiel wees nie, ons gevoelens kan verander. Maar Jesus Christus is ons voorloper. Hy het die allerheiligste betree, hy is ons voorloper. Broeder en suster, dit is ons troos. En dit is vir ons bevrydend. In 'n lewe van wanhoop, in 'n lewe waar alles onseker lyk, in 'n lewe waar daar geen vastigheid is nie, in 'n wêreld van totale chaos, is ons hoop in volmaakte vastigheid gevestig. Nie in onsself nie, want ons is nie volmaak nie. Wie van ons het nog nooit getwyfel nie? Wie van ons het nog nooit gesondig nie? Wie van ons het nog nooit geval nie? Maar ons hoop is in die sterk hand van Jesus Christus wat ons vashou. En dan sê hy, ons hoop, die anker van die siel wat veilig en vas is.
Die storm is nog daar. Die storm verdwyn nie skielik nie. Die golwe kan nog slaan om ons. Die wind kan nog waai, maar die skip dryf nie weg nie. Want daardie skip, ons lewensskip, is vasgeanker. Liewe broeder en suster, daar is iets onder die oppervlak wat die skip vashou. En dit is hoe 'n gelowige deur lyding kan gaan. Nie omdat jy altyd moet sterk wees nie, 'n mens word moeg om sterk te wees. Maar omdat daar 'n onsigbare werklikheid is wat sterker is as my gevoelens. Jesus Christus is daar, agter die voorhangsel, ons voorloper, ons hoëpriester, ons hoop, ons anker. En daarom kan ons vandag sê, ek weet nie wat môre gaan bring nie, maar ek weet wie reeds daar is. Dit is die Christelike hoop. Nie die hoop dat alles altyd maklik sal wees nie, maar die vaste sekerheid dat Christus ons nooit sal verlaat nie. En daarom, broeder en suster, die vraag, wat doen ons wanneer die storm persoonlik na ons toe kom? Wanneer die storm nie maar net daar ver is nie, wanneer die storm maar nie net daar op die strate is nie, maar wanneer die storm binne in my begin woed. Wanneer my geloof begin wankel, wanneer my hart begin bang word, wanneer ons moeg word van wag, wanneer ons nie meer weet hoe lank ons nog kans gaan hê om te wag nie, dan moet ons nie na onsself kyk nie. Dan moet ons nie na ander mense kyk om ons moed in te praat nie. Ja, dit is ook goed om mekaar moed in te praat, maar ons moet terugkyk na Jesus Christus, want die anker hou omdat Christus hou. Wat gebeur wanneer die storm in jou lewe kom? Niemand anders se storm nie, broeder en suster, jou storm. Die dag wanneer jy wakker word en besef, ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie. Ek weet nie hoe hierdie situasie gaan eindig nie. Die dag wanneer jy bid en voel asof die hemel stil bly, asof God swyg. Die dag wanneer jy probeer sterk wees, maar jou hart moeg word om sterk te wees. Die dag wanneer jy wonder, Here, waar is U? Dit is juist vir sulke oomblikke wat hierdie beeld van die anker vir ons gegee word deur die Here. Want 'n anker is nie daar om bewonder te word nie. Anker beteken vir ons niks wanneer dit die see kalm is nie, wanneer die anker daar lê nie. Die anker is daar as die storms kom. Geloof beteken nie dat jy nooit bang sal wees nie, broeder en suster. En daarom moet ons iets baie belangrik verstaan. Geloof beteken nie dat jy nooit vrae sal hê nie. Geloof beteken nie dat jy altyd sal verstaan hoe God se plan werk nie. Geloof beteken nie om self wanneer jy nie verstaan nie, te twyfel aan God se trou nie. Daar kan 'n verskil wees tussen wat jou oë sien en wat jou geloof weet. Jou oë kan maar net die probleem sien, die golwe, die ruwe see, die woestheid om ons, die leegheid. Maar geloof sien God. Jou oë kan 'n geslote deur sien. Maar geloof sien God wat daardie deur op sy tyd en op sy wyse sal oopmaak. Jou oë kan die storm sien, geloof weet, daar is 'n anker. Daaraan hoef ek nie te twyfel nie. En dit
beteken nie, ons ontken die werklikheid nie. Ons maak nie asof die storm nie bestaan nie. Ons sê bloot die storm is nie die grootste werklikheid nie. Jesus Christus leef en hy regeer en hy sal regeer tot in alle ewigheid. Het is maklik om in God te glo wanneer alles volgens plan verloop. Maar die diepte van ons geloof word dikwels sigbaar wanneer ons kan sê, Here, ek verstaan nie. Ek verstaan nie, maar ek vertrou op U. Dit is wat Abraham se geloof was. Wankelend, maar hy het gebly. En as al hierdie dinge gebeur, as al hierdie storms in ons lewe losbark, en herinner jouself, my hoop is geanker waar Jesus Christus is. En wanneer jou hart sê, maar wat van as ek val? Onthou, Christus is sterker as jou swakheid. Wanneer jou hart sê, wat as ek dit nie kan hanteer nie? Onthou, jy dra die toekoms nie alleen nie. God se trou hang nie af van jou omstandighede nie. En wanneer jy nie meer weet hoe om te bid nie, kan jy selfs met 'n eenvoudige gebed na God kom, Here, ek verstaan nie, want die Here verstaan. Dit is genoeg. Nie omdat jou geloof groot is nie, maar omdat die een in wie jy glo groot is. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Vandag, môre, tot in ewigheid. Ja, ons omstandighede verander. Hy verander nie. Ons gevoelens verander. Hy verander nie. Ons krag word minder. Die wêreld verander, maar sy krag word nie minder nie. En daarom kan jy, kind van God, jou voete vasplant op hierdie eenvoudige waarheid. Jesus Christus is ons hoop. Hy is ons anker. Nie net wanneer die see van jou lewe kalm is nie, ook wanneer die storm woed. Nie net wanneer jy verstaan nie, ook wanneer jy nie verstaan nie. Nie net wanneer die innerlike sterk is nie, ook wanneer dit swak is. Ook wanneer jy vir jouself maar sê, maar ek kan nie meer nie. Dan kan jy weet, daar is 'n anker. Dit is geanker in Jesus Christus. Daarom gemeente, wanneer die storms van jou lewe kom, moenie na die golwe kyk nie. Want dan gaan jy sink. Kyk na die anker. En onthou waaraan dit vas is. Agter die voorhangsel. Waar Christus Jesus ons hoëpriester is. Ons voorloper. Ons hoëpriester, ons verlosser, ons Here, ons hoop. En dan mag die wind waai. Maar ons kan selfs in die storm rustig wees. Dan gaan ons lewensboot heen en weer geswaai word en beweeg word en selfs dreig om onder te gaan. Die golwe mag al hoër word, maar die anker is vas. En Jesus Christus die anker. Eenvoudig. Jesus hou sy kinders vas. Amen. Kom ons dank. Ons dank U, Here, vir hierdie vastigheid, hierdie stellige wete van die geloof,
dat U en Jesus Christus vir ons 'n anker vir ons siel is, wat vas is. Vas is agter die voorhangsel, vas is in die ewige hiernamaals, vas is in die troonsale van die almagtige God. En gee dat ons daarin sal vashou, ook in 'n onseker tyd wat ons leef elke dag. Hoor ons gebed om Jesus naam. Amen.